Goeiedag by Maandag met Morney. Kan julle glo dis die 10de opname in hierdie podcast? Dankie dat jy kyk, dankie dat jy like, dankie dat jy subscribe, dankie dat jy share. Dit is lewensverandering. Onthou, van die eerste episode sê ek, ons gaan net real stories hê, mense wat in situasies was en is, en hoe die Here ons daar uitgered het, en net amazing stories wat ons geshare het. So vandag het ons weer die groot voorreg om Mel saam met ons te hê, Melanie van Niekerk. Ons gaan net nou oor haar storie praat van hoe Jesus aan haar verskyn het in die grootste nood in haar lewe. 'n Dame wat leukemia gehad het, bloedkanker, en hoe sy daarvan genees is. Maar kom ons gaan kyk na hierdie week se nuttelose inligting. In hierdie week in die jaar 2022 het Queen Elizabeth II gesterf. Baie interessant ook in hierdie week in die jaar 1986 het Oprah Winfrey se show die eerste keer begin, en hier's vir jou R50 en daar's vir jou R50 Oprah. En iets interessant, Nintendo release Super Mario Brothers in Japan in die jaar 1985 in hierdie week. Dis amazing. Welkom terug by Maandag met Morney. Mel is hier by ons. Baie welkom Mel, dis lekker dat jy saam met ons kuier en haar storie kom vertel. Haar storie van hoe die Here haar uitgered het van leukemia. Ek wil dadelik begin teruggaan en net na die 17de Januarie die jaar 2017. Wat het op daai dag gebeur? Wel, dankie Morney. Wel, die 17de Januarie 2017 het my lewe verander. Ek het altoe vir 2-3 dae het ek gevoel, ja, maar ek voel net nie lekker nie, en ek het 'n pyn in die middel van my bors gehad, en een van my goeie vriendinne is oorlede. Sy het actually gewag vir 'n oorplanting vir 'n longoorplanting, en ek het gedog ek het net te veel gehuil, en ja, en dit is wat ek gedog het fout is met my. En toe bel ek my man John, en ek sê vir hom, luister, die eerste oproep, eerste afspraak by enige dokter, by Helfoks daar in Boksburg, ek weet, dit is dan die dokter wie ek moet sien, en ek het opgeëindig by dokter Hofman, en terwyl ek vir gesit en wag het, gevoel, joh, maar nou voel ek nie lekker nie. Toe gaan vra ek hulle, hoor, kan ek asseblief nie daar agter in een van die kamers op 'n bed gaan lê. En toe het hulle begin bloed doen, hulle kon nie aar kry nie, toe swel ek verskriklik so op my arm, op my hand, en maar toe, dis lang stories, hulle het vergeet om my bloede te gaan haal. Ek was soos 5 ure daar gewees. Ek moes eventually een van my vriendinne se maag of bel en gesê, hoorie, kry nie die kinders by die skool, maar ek sal okay wees, want hulle sit my op 'n drip, en hulle het gesê, hulle het EKG gedoen, ons niks fout met jou hart nie, en al sulke goed, en toe eventually, toe een van die susters gegaan in my bloed, na die lab toe gevat, en toe dit terugkom, toe sê dit, hoorie, maar jou wit bloedselle is onderstel om tussen 150 en 450 te wees, joune is nie 10. Dr. Hofman het daar aangekom en gesê, hoorie, voel jy actually okay? En die Here was eintlik so goed gewees, want ek was heeltyd op die foon met John gewees, en toe ek weer sien, toe sy daar. Toe sê ek van, wat maak jy? Toe sê hy, nee, maar hy het net gevoel, die Heilige Gees het vir hom gesê, hy moet kom. En Dr. Hofman sê, sy gaan kyk, waar kan hulle my opneem? Toe vra sy nog, kies jy Sanopark of kies jy Glenwood? Toe sê ek, luister hier, waar ook al daar vir my plek is, dis waar die Here wil hê ek moet wees. Ons sal bid. En ek en my man het gebid, en sy het teruggekom en gesê, hoor die Glenwood, maar sy het gesê, daar is nie tyd, dat die ambulance jou kom haal nie, hy moet jou vat. En ja, en toe hulle ook die naald uittrek, toe staan my arm so, hulle moes hom eintlik so, dat het nie bloei en goed, die moes hulle hom my arm so toedraai, en toe by die tyd dat ons by Glenwood kom, toe begin ek, soos visie verloor, ek begin blind raak en nie sien nie, die porter, soos hulle het nou maar noem, het daar aangekom as ou reistoeliekie, en ja, so Janie het, hy kon obviously ingaan, hy moes nou eers al die vormpies invul, daar by die hospitaal, en hulle vat my toe, na die plek toe waar ek moet wees, en toe sien ek, hier kom die dokter, maar ek, almal sal nou sien, ek is 'n girl vir humor, en nou is dit soos, ek weet nie wat het my, hulle stoot my hier in die reistoel in, en hier sit 'n vroukie, maak jou gordyne toe, sy en 'n man, hulle drink lekker Wiesenhof koffie, en ek is soos, ek is net naar, gee my net iets,
So ek sien net hulle oë is so groot want ek maak 'n hengse commotion daar, maar in elk geval toe kom die internis en hulle kry nêrens, hulle steek in my voete oral. Kry net nie plek vir haar nie en hulle sê toe oor die ICU toe. En maar daai dokter, daai was 'n dokter Naidu. Hy het nie sy lisense in bedry nie. Jo, hy het vergeet om een briek af te haal, so ek het lê so en hy het my so teen die mure daar op pad ICU toe en toe ek nou toe Jean eventually hy wou toe nou net so saam met hom in die huisbak inklim. Toe sê die dokter Naidu vir hom, no, there's no room for you here. Toe moet hy na die trappe hardloop op. En toe hy daar bo kom, toe was daar soos 3 ICU's en toe eventually by myne kom, toe wil hulle hom nie inlaat by my nie. Maar ja, so daar's om te sê, dit was nou die naked truth, want daar het hulle my, daar oralste gesoek, in are gesoek, eventually het hulle in my lies, het hulle so 'n perfekte sirkel, dit so vasgewerk, sommer so aan my lies. En daar was so 'n suster gewees, wat heeltyd geskree het, ja, dat my goed drop na 2 toe, en sy het net heeltyd geskree, ja, we need to resuscitate. En ek was soos, Here woord het krag, en ek was soos, nee, as hulle kan aangaan, dan kan ek bid ook. En met die, toe sien ek het regtig die wit lig gesien waarvan almal praat, ek het gesien die wit lig daarbo, ek het die deur gesien, en so bo alles het ek uitgeskree, ja, stay away from the light. En dit was obviously almal Engelse dokters gewees, en anyway, toe het hulle my daar op 'n manier gestabiliseer en vir my bloed gekry. So ek wil net weer mense aanmoedig, nie terug te kom op bloed, is dat om bloed te skenk, red jy regtig lewens. Jy doen. Dit het my lewe gered. Mense dink altyd is 'n ongeluk of so iets, maar in my geval het dit regtig my lewe gered. Dit het my behoue gebly. Hoeveel, het jy baie bloed verloor of het jy nuwe bloed nodig gehad? Wel, ek het bloed verloor toe hulle, die dokter het gesê toe hulle onder die patoloog, toe hulle onder die mikroskoop kyk na my bloed, het dit letterlik gelyk of dit ontplof. Soos wat my beenmurg, daai fabriek van jou daaronder, soos wat dit maak, onderstel ons om jou selle te maak, en dit het net gevaporate. Ja, so dit is wat gebeur het. Toe die volgende oggend, wel eintlik daai aand ook, almal was so geskok wat my gebeur het, en John het actually buitekant gebid, het my na die tyd vertel, en hy het vir die Here gesê, Jesus, U my nou sê, gaan Melanie lewe of gaan sy doodgaan? En hy het net vir hom gesê, sy gaan lewe. En ek onthou vir ons pastore, Pat en Lenet, hulle het besoektyd gekom, en eers Lenet het so gehuil, en na die tyd sê ek vir Jean, want haar oë het so gestaan, en hy sê, ek sê, vermoeding, hoekom? Ek het nie eintlik besef nie, kom staan haar oë so? Hy sê, maar mooiste, nickname, mooiste se huil oor jou, so ek het net nie dit besef nie. Die volgende oggend, toe kom die patoloog, toe sê hulle moet 'n beenmurgbiopsie doen. Toe sê ek, maar nou kan ek nie, want jy lê plat op jou maag vir 'n beenmurgbiopsie. Nou kan ek nie plat lê nie, want hulle het nou die drip daarop vasgemaak. Nou lê ek so, en ek moet die reëling van die bed so vashou, en nou moet hy daai lang naald, moet ek stil lê dat hy dit so kan indruk. En terwyl ek so lê, sien ek so uit die hoek van my oog uit, sien ek Jesus daar staan. En my woorde was, dis nie eers woorde te ken, ek het gesê, Jesus, ek sê nou, dit is nie leukemia nie, ek het dit actually gesê. En nou gewoonlik sê hulle vat die eisel so 2 tot 3 dae, en daai middag toe Jean, hy het so saam met die dokter ingestap, in elk geval, maar hy het ook nie doekies omgedraai nie, so ek het nie kans gehad om met Jean te praat nie, en hy het net vir hom gesê, of hy het vir my gesê en vir ons gesê, Mrs. van Niekerk, I'm sorry to say, but you've got blood cancer. You've got leukemia. En toe het hy net gesê, daar sal 'n dokter jou kom sien, wat van die onkologie departement van Benoni af. En toe het hy net almal uitgejaag en gesê, uit die ICU, toe het hy gesê, hulle moet ons net 'n geleentheid gee, sodat ons net 'n bietjie by onsself kan wees. Maar shame Jean en die suster wat na my moes kyk, hulle hou mekaar so vas en huil so, maar ek het net 'n bonatuurlike vrede gehad, en toe hulle nou uit is, hulle die gordyne toe maak, toe sê ek vir Jean, toe sê ek vir hom, luister hierso, dokters kom met feite, maar kom ons vra vir Jesus, wat is sy waarheid, en wat is sy feite? Want ons weet is sy bloed, en ons het ons oë toegemaak, en ons het gebid, en toe ek so opkyk uit my bed, toe staan Jesus voor my.
En hy het sy arm so gekruis gehou en hy het vir my gesê, "This is not from me. I will heal you. I will give you a special gift of faith." En hy het so mooi wit klere aangehad met so maroon sash wat hy so oor hom gehad het. En ja, ek dink omdat hy dit so aan my verskyn het ek nie half geweet dat ek weet, maak nie saak wat die journey is nie. Ek sal okay wees as gevolg van Jesus. Hoekom het julle daar? Kyk, die dokters gee die feite wat in jou liggaam gebeur. Ewe skielik is jou telling verskriklik laag. Jy gaan van dokter na ICU toe, jy doen toetse en. Jy kry die uitslag. Die verdict is, jy het bloedkanker. En ek weet jy het 'n aggressiewe bloedkanker gehad. En ek het gaan oplees, mense met aggressiewe bloedkanker survive, daar is survivors. Maar ongelukkig is dit een van jou mees aggressiefste kankers en nie almal, dis eintlik 'n baie lae persentasie oorleef dit vir 'n lang tyd. Om jouself daar te kry en te sê, Here, wat sê U? Want ek het 'n vonnis gekry. My vonnis is ek gaan nie meer lank leef nie. Daarom het Jean gehuil, want dis my geliefde, dis my vrou, ek love hierdie vrou en nou hoor ek hierdie verhaal van 'n mamma met 2 kinders en in 'n huwelik gaan dalk nie lank hou nie. Julle het gegaan en gesê, Here, sê U vir ons, wat is die feit? En in dit beleef jy Jesus. Jy sien hom in sy wit kleed, jy sien hom met 'n sash, jy sien hom en hy sê vir jou met in jou gees en sê vir jou, dit gaan nie tot die dood wees hierdie, ek gaan jou genees hiervan. Is dit nie net amazing nie? Verseker. So nou gaan jy van Glenwood af, word jy nou oorgeplaas. Jy het vir berading gegaan, dokters het saam met jou gejourney, word jy toe oorgeplaas na ander hospitale toe? Ja, weet jy wat, ek was nou nie soos ander ouens wat, ek het nie berading gekry nie, ek was nie, hier is jy nou. So die dokter het my kom sien, Dr. Cass, Michael Cass, en hy het net gesê dat die ambulans sal kom haal en jou skuif na Pretoria Oos toe. Dit is die onkologie departement. Ja, en dit was een van die langste ritte gewees. Maar want hulle die eerste paadjie gevat soontoe en John het agteraan gery en ja, so ek was daar in daai. Ek wil gou stop, was jy daar in pyn? Het jou liggaam baie pyn gehad? Nee. Dit is ek weet nie. Ek sê altyd die Here het my gebless met hoë pyntoleransie, maar miskien het ander mense pyn, ek het nie pyn gehad nie. En ek wil tog ook net sê, ek wil vir mense sê is dat elke ou 'n storie. Elke ou het 'n unieke storie en elke ou se journey is uniek. Maar wat ek wel weet is dat Jesus wil almal genees. En dis hoekom ek my storie deel is dat mense moet weet Jesus genees. Mense moet weet dat daar moenie, Here, as dit U wil is nie, dit is sy wil. Want hy het vir die storm gesê, wees stil. So as hy die storm gebring het, hoe sal hy vir homself sê, wees stil? Of as hy die siekte gebring het, hoekom het hy vir almal in die Nuwe Testament genees? So, en toe dink ek nogal aan daai, weet in Jakobus 1, praat dit van, wanneer jy glo, moet jy moenie waver nie. So jy moet glo, dat Jesus gaan my genees, en al sien jy dit nie dadelik nie, is nie te sê, dat dit gaan gebeur nie. Bly in sy woord, bly sy woord, net bely en confess. Want vir jou was dit vandat jy ontmoeting met Jesus gehad het in die beginstadium van jou diagnose, was jou journey 'n tydperk. So vertel bietjie meer in Pretoria Oos Hospitaal. In die onkologie. Het daar iets daar gebeur? Hoe was wat het daar gebeur? Kyk, hulle het my eintlik die dokters my genoem, hulle study case. Want alles wat met 'n pasiënt kon fout gegaan het my fout gegaan. Ek kan julle baie lank met dit besig hou, maar ek wil tog fokus op Jesus. Maar net om vir julle 'n stukkie van die journey te vertel, is dat ek het, obviously, ek moes baie sterk chemo gekry het. En so wat hulle doen is, hulle sit 'n portie in by jou, maar my bloedselle wou nie klim tot 20 nie, so hulle kon nie die portie insit nie, so Dr. Cass moes hy deur my arm tot hierso so, moes hy, ek het dit genoem 'n blompot, dit was sulke
goed waar hulle alles gesit het, dit was allerhande drade wat deur het gestaan het, waardeur ek toe na chemo gekry het. En so dit is hoe ek begin het om my chemo te kry. Ek het vir hom gevra, sê ek vir hom, dokter, gaan my hare verloor. Toe sê hy vir my, dis een van die jou sterkste chemo's wat jy kry, jy gaan alles verloor. Toe sê ek is reg. En so ek het al geweet dat dit gaan gebeur. En ek wil ook vir mense sê, is dat ou se attitude, nou dit wat jy, die woord praat nie verniet in Spreuke 18 vers 21, ekskuus, ek dink altyd in Engels, want ek hou van die Amplified Bible, en dan gee hy ons vir jou in Hebreëus. So lekker vet tussen hakies, you know. So, ek het geweet dat ek moet lewe praat. Maar ek dink by God's grace het ek al 'n pad met die Here geloop. En ons almal weet ons is gees, siel en liggaam. En al het ek al baie, ek wil amper sê my sielsdimensie waar jy wil, emosie en denke, waar dit lê. Genesing gekry het dit al klaar begin manifesteer in my liggaam, en dit is obviously wat daar gebeur het. En net, so ek het dadelik begin, so hulle sit jou in 'n kamer, so ek het gedog, kyk hierdie lekker privaat kamer, dus is dit isolasie. So jy het jou eie badkamer, jou eie yskassie, maar nie geweet, ek mag glad nie daar uit nie. So jou besoekers wat jy kry, jou dokters, jou susters, hulle het vir elke 2 kamers is daar 1 suster. En wat hulle aantrek is goed oor hulle voete, goed oor hulle koppe, 'n masker, 'n materiaal, Gloves. ja, handskoene, 'n materiaal soos 'n japon ding met plastiek voorskoot oor dit. So hulle kom so in met jou, want dit is wat isolasie is. So ek moet sê, toe COVID gekom het ek gedog, en hulle sê isolasie, toe dog ek, hierdie is baie lekkerder isolasies wat ek gehad het. Kyk, my trips uit was as hulle gegaan het vir MRI scans, en as ek so, ek kom 'n bietjie uit, want jy mag ook net 2 besoekers 'n dag kry. En hoe lank was jy in isolasie? Ek was, altesaam was ek omtrent 100 dae in die hospitaal. So hy was opgebreek, die eerste keer sien nou maar 40 dae, toe was ek 'n week by die huis, want hulle sê, die pasiënte gaan 'n bietjie insane, omdat hulle in isolasie is, en dan moet jy na 'n week gaan jy terug, en ek moet sê, tweede keer toe ek teruggaan, toe ek in daai parkeerarea kom, toe was ek soos, ek kan nie dit doen nie, maar in elk geval. Net terug te kom op die chemo wat ek gekry het, so ek was baie chirpy, ek was soos, neem videoetjies, ek het my lang haartjies, en ek was soos, vir die kinders, en ek sê vir almal ek is alright, en tot ek nie meer was nie, en toe die chemo regtig begin inskop het, en al daai tipe goed, en ek het vir myself gesê, en ek weet, dis hoekom ek vir mense sê, elke ou se journey is anderste. Ek het vir myself voor die tyd gesê, ek gaan nie 'n issue maak oor my hare nie, ek gaan nie vir myself sê, dit is nou die raam van my gesig, en ek weet baie vrouens doen daai, wat fair is as julle dit so doen, maar dis nie dis hoe die Here my gebou het. Ek vat even 5 minute net om make-up te sit, ek doen dit skaars, ek is maar net een van daai persone. Maar ja, so wat toe nou gebeur het die een aand, toe word ek wakker, maar het was soos 3 uur in die oggend, en al hierdie susters om my, en soos, Mrs. van die kerk, are you okay? En ek is soos, hoekom is julle almal hier by my? En hulle loer daar deur die deure wat toe is, loer almal en kyk, toes my hart klop, ek weet nie hoe hoog nie. Ek dink was oor die 180, toe het hulle heeltyd probeer om dit af te bring. So eventually toes ek ICU toe, want hulle moes toe nou my hart terugskok. Maar ek het 'n haarknip in my hare gehad, en dit skroei toe my hare, so dat dit om my knip sit. So dit het nou vir Jana baie goeie dinge gegee om my hare te kan afskeer. So ek het die speeldag gesit, toe sê ek, okay, kom, nou gaan ons die hare doen. Toe sê ek vir my, want hy het so begin, ek het hom so gekyk in die speel, sê ek, die oogies raak nou fonteinparra. Toe sê ek vir my, luister die dude, nou moet ons fokus, nou moet ons sê, ons sit ons self een kant, ons gaan nou die hare afskeer, en
it will be okay, dit sal teruggroei. En ek hom daai haarknip so gevat en want hy het dit so om het geskeer om dit los te kry, maar dit so om het geskroei het. En joh, toe lyk ek soos Nina van die Bos so. En toe sê okay, ek gaan nou die eerste keer gaan hy dit nou net op 4 skeer, want dit ek nou net gewoond raak daarna, maar ek moet sê na 2 weke, toe begin daai klein haartjies my steek op die kussing en die goed, toe sê ek vir hom, hoorie, skeer dit net. So hy het daarom vir my gesê, hoorie, jy het daarom 'n mooi ronde kop, so weet nie of dit vir ietsie tel nie. So daar was een van die vele goed, na 3 weke. Ek gaan daar stop, ons gaan nou Ekskuus, terugkom. ek praat baie te Ons gaan nou stop, oor 3 weke. Dit klink net vir my, in enige journey, moet jy 'n sterk ondersteuningsbasis hê. So ons kan baie daaroor praat, maar was dit nie vir Jean, was dit nie vir jou beautiful kinders en ander vriende, wat jou net gehelp dra het op die hande, want dis wat jy nou doen vir mense, maar in daai situasie, ek dink is fantasties van kardinale belang om 'n ondersteuningsnetwerk te hê. Mens moet dit definitief hê, as ek dink op daai stadium was my kinders 10 en 11. So as jy in isolasie is, mag daar eers kinders van 16 af inkom, so ek mag hulle glad nie gesien het nie. En want hulle het gesê, ja, kinders is wat gym factories. So ja, ek mag net glad nie hulle gesien het nie. So dit was vir my die moeilikste van alles gewees. So my ma en my pa het regtig na hulle gekyk. Ek het 'n amazing netwerk gehad. Maar ek wil ook sê, is dat jou kringe is belangrik. Want daar's mense wat sommer net gevra het hoe gaan dit. En dan was daar mense wat regtig sê hulle bid. En dan was dit die close ouens wie kon regtig gesê het wat gaan aan en wat geweet het. Jy het geweet hulle gaan vir jou intree. So dit is hoe Jean dit hanteer het. Ek het ook nie nie meer my foon by my gehad. Ek het net soos 'n ander foon gehad waar net baie close mense, want ek was regtig baie moeg die hele tyd. So maar jou gedagtes, jou attitude en dan die woord. Die Here se woord bring lewe. Die Here se woord maak vry, maar die Here se woord is waarheid. En ek voel dis hoekom ons goed in ons inbou, hoekom ons sy woord bely en confess, juis vir sulke goed. Die tweede keer toe ek moes teruggegaan het hospitaal toe kry ek 'n virus, dat, want ek moes elke 2 weke, dink ek, het ons 'n beenmergbiopsie gedoen. En toe kry ek 'n virus dat, dan kry ek, so omtrent 'n halfuur, dan kry ek verskriklik warm, en as dit 'n halfuur en kry ek verskriklik koud. Dit ek so was tot vandag toe kan ek nie roomys eet nie, want my tande het so geklap op mekaar. En so weet dit is sulke klein goedjies wat inkom, wat eintlik net by die goed kom wat fout was. Maar wat ek terug wil gekom het is, na daai 3 weke, toe vra ek vir die een dokter, en toe sê ek vir hom, dokter, wat sê dis is my eerste biopsie na my beenmerg, my eerste beenmergbiopsie na die eerste sessie van chemo. Toe sê hy vir my, nee, hy wil nou nie eintlik vir my sê nie, en toe sê ek vir hom, maar, toe so na die 3de dag, toe begin ek nou diffuus te word. Toe sê ek vir hom, maar hoorie, dis my liggaam. Ek wil weet wat dit sê. Toe sê hy, ja, maar hulle sê nie vir mense nie, want dit is 'n pad wat jy stap, en dan sê hulle, dan gee jy die mense hoop, en dan kom die kanker terug. Toe sê ek vir hom, maar ek wil weet of ons reg bid, en bid my prayer warriors wat saam met my is reg. Toe sê hy, wel, dit wys jy's in remissie. Toe daar vir die heel eerste keer, toe sê ek vir hom, dokter, jy gaan nie vir my sê ek is in remissie nie, jy mag net vir my sê ek is silwerskoon. Toe sê ek van, remissie is soos 'n geweer teen my kop, en is om te sê van, ek wag dat ek weer terugkom. Toe sê ek, no ways, ek is silwerskoon. So ja, ek het, Ekskuus, die dokter het reg gekry. Hy het dit reg gekry, ek moes hom leer, ek moes al die dokters daar leer, maar ek het net gesê, dit is wie ek is, en dit is wat ek wil hê. Juis oor Spreuke 18 vers 21. En dat lewe en dood lê in die mag van die tong. En die skrif wat die Here vir my van die begin af gegee het, was Psalm 118 vers 17, wat sê, that you will not die, but you will live, and declare the good works of the Lord. So ek het heeltyd gesê, maak nie saak wat Satan na my kant toe gekom het nie. En ek laat om te sê, julle, graad 1 geloof.
God is goed, Satan is sleg. Graad 2, God is baie goed, Satan is baie sleg. So, dit wat Satan na my kant toe gegooi het ons nie resist, want dit is wat die Bybel sê. Dit sê in wel, iewers. Ek dink is in 1 Petrus 5 wat sê weet hy loop rond soos 'n brullende leeu en dit sê keep on resisting him. So ons is nie op sy menu nie. So ons haal hom onsself af van sy menu af and you will not devour us. Ek wil net van hier af, Mel het 'n boek geskryf oor haar journey. En ek dink dit is belangrik dat julle almal dit hoor en sy is bereid om hierdie boek te share op 'n PDF of. Ja. So die belangrikste is ons gaan onderop description wil ons graag 'n e-posadres los. As daar enige persoon is wat net Mel wil 'n mail stuur en sê oor stuur hierdie boek vir my, want daarin verduidelik sy meer van die skrifte, meer van haar journey. Ons touch nou base en praat van isolasie en ons praat van behandeling. Onthou dis 'n lang proses. Dis 'n proses van elke dag geloof. En in isolasie, hoe hou jy geloof in isolasie? En ek dink sy verduidelik meer daarvan in haar boek en dankie dat jy dit beskikbaar stel vir mense, want dit help om hoop te gee. Wat is jou boek se naam? Daar is altyd hoop. Is altyd hoop. Is 'n maklike een, ja. Dit is ook graad 3 opskrif. Hy sê. Mel, ek wil net hê die belangrikste vir vandag. In almal wat deur krisisse gaan. Sy het 'n handvatsel gehad en haar handvatsel was Christus, was Jesus. Soveel sodat Jesus aan haar verskyn het en gesê het, jy gaan okay wees, jy sal nie sterf nie, jy sal van my goedheid vertel. So ek eer die Here vir jou journey en ja, dit is 'n lang proses van daar af. Maar jy sit vandag hier, nie in remissie nie, jy is totaal genees, jy is gesond, jy lewe voluit, jy het nog steeds hier en daar uitdagings met dinge in jou lewe, maar jy lewe voluit. En ons eer die Here vir jou man, vir jou seun, vir jou dogter, vir mense in en om jou lewe, maar nommer 1 vir Jesus Christus, dat hy jou gered het uit hierdie leukemie, uit bloedkanker uit. As jy iets wil saamvat, vat saam en dan wil ek hê dat sy vir ons 'n gebed van genesing doen asseblief. Daar's 2 goed. Die ene was dat ek moes 'n oorplanting gekry het en toe het ek en ek was in die bevoorregte posisie gewees dat hulle my eie selle kon geoes het. En ja, dit is ook 'n proses op sy eie. So ek sê ek wil nie in al daai details gaan nie. Maar toe ek moes weer chemo gekry het sodat hulle regtig daai beenmergfabriek van jou silwer skoon kan kry. En dit het my keel en my mond weggebrand. En ek kon nie geëet het nie, ek kon nie gesluk het nie. Hulle het my op morfine gesit. Ek was allergies vir die morfine, so ek was vir 3 dae waarwyd wakker gewees het ek net so gesit het. En dan kom stel die susters dit op, na as Jean kom en stel hy dit af. En so hoekom ek hierdie deel noem is dat behalwe daar soveel, ek het in my longe, ek moes inspuitings daar kry want ek het die chemo dit aangetas. So dit het actually gaatjies in my longe, ja, ek het klontjies in my longe gehad. En so daar was soveel sulke goed wat gebeur het. Toe kon ek nie ophou bloei nie want die inspuitings wat hulle gegee het was te sterk, maar met die wat die keel en die mond weggebrand was. Toe sit maar julle selfbejammering iets reël, né? En ek hoor net die Heilige Gees sê vir my, hoorie maar wanneer laas het jy 'n skrif confess? En ek was soos, ek weet nie baie en ek was so en ek was soos, okay. Almal ken die skrif, Jesaja 53 vers 5. Deur sy wonde is daar genesing. En ek het gesê, through your stripes, there's healing. Maar ek was so half, is reg Here, deur die wonde is daar genesing. Ek het maar nou nie dit so gesê. Die volgende oggend, toe kom die dokter in, want hulle check jou elke dag. Sê sy vir my, ek glo dit nie. En ek was soos, wat's dit nou dokter? En sy soos, hoorie, jy het 'n hele nuwe keel, 'n hele nuwe mond. Sy sê dit lyk soos 'n pasgebore baba se keel en mond. Toe die Here oornag 'n wonderwerk gedoen wat dit aanbetref en ek was soos, hoe kon ek nie vroeër 'n skrif confess nie. En ek wou net hierdie gesê, dus ek wou vroeër uitgaan, ek gedog nou ek is mos nou skoon en en
En toe kom die einste Lenet by my, toe sê sy, hoorie Mel, die Here het vir my net 'n prentjie gewys. En gewys dat, soos wanneer iemand verwag, en daai babietjie, jy loop die 9 maande, maar daai babietjie, as sien dat die babietjie word op 7 maande gebore as 'n premie, dan is daar komplikasies. En die Here, al voel ek net sê, weet, loop die journey, loop die pad deur, moenie vroeër ophou met jou goed nie. Want ek het dit vir die dokter gesê dat ek kan nie meer so na die kinders verlang nie. Ek wil huis toe gaan. Ek was regtig baie depressief. Ek was spyt dat ek nie daai antidepressante in die begin gevat het nie, want hy het eintlik gesê dit is net vir 'n tydperk. So as ek uitgaan, gaan ek in elk geval beter wees. Toe wou ek dit nie doen nie. Maar in elk geval, dis net om vir mense te sê dat die medikasie vat jou baie ver weg van die Here af. So jou ondersteuningsnetwerk en jou gedagtes is baie, baie belangrik. Ek kon skaars regtig Bybel lees, so ek wil nie hê ek moet heilig klink of iets nie. Die medikasie het regtig gemaak dat ek net geïsoleerd was eintlik van die Here af ook. So ja, so daai was net om terug te kom, is dat die Here het met my gewerk, gees, siel en liggaam, en net om terug te kom op ons emosionele vlak, is dat ek wil die mense aanmoedig om regtig 'n free download te gaan doen van Dr. M.K. Strydom se boek. En waar dit sê dat healing begins with the sanctification of your heart. En dat die meeste van ons goed is psigisomaties, so dit is ons moet vergewe, ons moet vryspreek, loop die pad dat die Here moenie net die bome se wortels, se blare afpluk nie, maar kom by die wortels uit. So dit is, loop die pad, want Jesus wil jou genees. Ons is nie in jou skoene nie, maar dankie dat jy vandag vulnerable was, alhoewel jy nog baie kan praat. En jy's 'n interessante gesprek en daar's baie vrae. Maar dankie dat jy dit oopstel aan die publiek en sê, hoor, hier is my e-pos, ek sal antwoord waar ek moet, nie net 'n boek nie, maar as daar iemand is wat nou huidiglik deur 'n journey gaan van kanker met 'n familielid of so voort. Ek dink Mel sal hier en daar wil ondersteun, of nie hier en daar, jy wil, ek ken jou so, en omdat ondersteuning belangrik is. Sy kom eintlik vandag en sê, ek wil ondersteun, ek wil help, want my journey het my geleer om jou te ondersteun. En dankie dat jy hier is vandag. Ek wil jy sluit af, jy sal moet oor ons as mense bid, en veral hulle wat deur 'n baie moeilike tyd nou gaan. Nie noodwendig kanker nie, maar enige siekte wat hulle die Here voor vertrou. Jy het dit beleef, eerstehands van die Here wat jou genees, so kan jy 'n blessing vir ons wees en net bid oor almal wat hierna luister. Dankie Mel. Dankie Abba Vader dat ons kan saam bid. Dankie Abba Vader dat ons Jesus het. Dankie dat ons sy bloed het. Dankie Jesus dat U nou kom en U kom maak mense vry. Ek wil begin om te sê vry van hulle denke, vry waar hulle verkeerd dink, vry dat hulle dink dat U dis nie U wil om almal te genees nie. Jesus, ons kom vra net daar waar oor mense se gedagtes en oor hulle emosies waar Satan kom steel het. Ons wil dit net van hulle kom afbreek in U naam Jesus. En ons sê dankie Jesus, dat U sê in die woord, U is gister, vandag en môre dieselfde. So dankie dat U woord sê, dat daar is genesing vir almal. Here, genesing in jou liggaam, genesing in jou finansies, in jou verhoudinge. Here, U sê, U wil hê ons moet prosper in alle areas. En dit wat ons vra in U naam, so sal dit wees, Jesus. Dankie Here, dat U waarheid, U goddelike waarheid, almal kom vrymaak, sodat almal in hulle volle goddelike purpose kan loop, wat U vir elke liewe persoon het. Ons kom bid dit in U naam, Jesus. Amen. Amen, laat dit so wees. Hoorie, baie dankie dat ons saam met jou kon kuier vandag. Maandag met Morney, dit was ons 10de opname. Die Here is goed vir ons. Asseblief gaan subscribe. Vertel vir nog mense hiervan en laat ons die goeie nuus aanhou deel. Geniet lente seisoen. Dit is almal lekker. Van ons af, 'n heerlike week vir almal hier by Maandag met Morney. Sien julle volgende week.